Wie is Jesus? Ken jy hom? Daar is diegene wat Jesus sien as 'n betekenisvolle profeet, maar nie as die seun van God nie, soos Islam byvoorbeeld. Hulle sien hom as 'n revolusionêr, as 'n myte, as 'n morele leraar, as 'n kulturele ikoon. En in sommige kulture word Jesus gemeng met plaaslike afgode en geestelike figure, wat 'n unieke interpretasie skep, wat dalk nie ooreenstem met tradisionele Christelike leerstellings nie. Selfs in die 21ste eeu is daar steeds mense wat nie weet wie Jesus is nie. Jy kan vra watter gronde ek hierdie stelling maak. Wel, dit blyk in die bogenoemde voorbeelde duidelik te wees. Die antwoord oor wie Jesus is, word gevind in die woord van God. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde uit die woord, en kyk wat dit sê oor wie Jesus werklik is. Hy is seun van God. Jesus word geïdentifiseer en bevestig as die seun van God, wat sy goddelike natuur aandui. Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hy is die Messias. Jesus word erken as die Messias, die Christus, die verkondigde een wat in die Ou Testament beloof is. Matteus 16 vers 16 lees ons, Simon Petrus het geantwoord, U is die Messias, die seun van die lewende God. Hy is verlosser. Hy het aarde toe gekom om die mensdom van sonde en ewige afsondering van God te red. Lukas 19 vers 10. Ek, die seun van die mens, het immers gekom, wat verlore is te soek en te red. Hy is onderwyser. Deur verskeie gelykenisse en preke het hy morele en geestelike lesse aan die mense oorgedra. Matteus 5 vers 7 bevat die bergpredikasie, waar Jesus leer oor die koninkryk van die hemele en etiese lewe. Hy is 'n geneeser. Met talle geleenthede het Jesus wonderwerke verrig, onder andere om siekes en gestremdes te genees. Matteus 9:35. Jesus het deur al die dorpe en klein plekkies rondbeweeg. Hy het die mense in hulle sinagoges onderrig, die goeie nuus van God se koningsheerskappy aangekondig en elke siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. Hy is die opstanding in die lewe. Jesus het mag oor lewe en dood, wat deur sy opstanding in die dood gedemonstreer word. Johannes 11 vers 25. Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die eksklusiewe pad na God en waarheid. Johannes 14 vers 6. Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my nie. Hy is ook die woord. Jesus is die goddelike woord waardeur alle dinge geskep is. Johannes 1 vers 1 tot 3. Heel aan die begin het die woord reeds bestaan. Die woord was by God en die woord was God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan. Hy is die seun van die mens. Jesus het na homself verwys as die seun van die mens en beklemtoon sy menslikheid en identifikasie met mense. Markus 10:45. Selfs ek, die seun van die mens, het immers nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en so selfs my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Hy is die verlosser. Jesus se offer was vir die verlossing van die mensdom van sonde. Efesiërs 1 vers 7 tot 8 lees, deur sy geliefde seun is ons verlos, deurdat hy sy bloed vir ons gestort het. Ons oortredings is vergewe omdat God die rykdom van sy genade en oorvloed aan ons gegee het. God, wat al die wysheid en insig het. Hy is die koning. Jesus word erken as die koning van die koninkryk van God. Johannes 18 vers 36 en 37. Jesus het geantwoord, my koningskap is nie van hierdie wêreld nie. As my heerskappy van hierdie wêreld was, sou my onderdane hard geveg het, sodat nie aan die Joodse owerhede uitgeleer word nie. Maar nou is my heerskappy nie van hier nie. Is jy dan tog wel 'n koning, vra Pilatus. Hy sê, u sê dit, dat ek 'n koning is, antwoord Jesus. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom, met die doel om vir die waarheid getuienis af te lê. Elkeen wat lief is vir die waarheid, luister na my stem. So ek die vriend van Sondags.
Jesus het met sondaars geassosieer en deernis getoon en sosiale norme uitgedaag. Lukas 15 vers 2. Fariseërs en weskenners het beswaar gemaak dat hy met veragtelike mense geassosieer het en selfs saam met hulle geëet het. Hy is ook die Here van die Sabbat. Jesus het aanspraak gemaak op gesag oor godsdienstwette en tradisies, insluitende die Sabbat. Markus 2 vers 27 tot 28. Toe sê hy vir hulle, die Sabbat is daar terwille van die mens, nie die mens terwille van die Sabbat nie. Daarom het ek die seun van die mens seggenskap, ook oor die Sabbat. Hy is die goeie herder. Jesus word uitgebeeld as 'n herder wat vir sy volgelinge sorg en hulle beskerm. Johannes 10 vers 11 lees ons, ek is die goeie herder offer sy lewe op vir die skape. Hy word ook uitgewys as die Alfa en die Omega. Jesus word beskryf as die begin en die einde van alle dinge. Openbaring 22 vers 13 lees, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Begin we slegs 'n paar van die name wat ons verlosser Jesus Christus gebruik. As jy die Bybel bestudeer, sal jy sien dat daar meer beskrywende name vir Jesus is, reg in die Bybel. En selfs in die laaste boek van die Bybel, Openbaring, word sy name verder geopenbaar. Hy word uitgewys as die seun van die mens, die lewende, koning van konings, die leeu uit die stam van Juda, Christus, die Here van die heersers, herder. Die enigste manier om iemand te leer ken, is om tyd saam met hulle deur te bring, om in hulle teenwoordigheid te wees. As jy wil weet wie Jesus Christus is, kom in sy teenwoordigheid. Spandeer tyd saam met hom, deur die ware woord van God, die Bybel, te bestudeer.